Dankie dat julle vanmôre hier is. Mag die seën van die Here op julle rus. Nou ek kan nie anders as om opgewonde en bly te wees nie. Ons het donderdag hemelvaart gevier. En hemelvaart is vir party mense maar net sommer so. Maar ek wil vir julle sê Jesus leef. En hy regeer en hy heers tot in alle ewigheid. Amen. Wanneer laas het jy vir die Here gesê, Here, ek bemin U? Kom aan, net daar weer, sê bietjie vir die Here, Here, ek het U lief met my hele hart, met my hele siel, met my hele verstand, met alles in my binneste het ek U lief. Amen. Amen. Het jy die Here lief? As ek jou nie vra nie, wie gaan jou vra? Ek is so bly jy is vanmôre hier. Ek wil graag vanmôre vir jou lees in Jesaja 60 vers 22. En Jesaja 60 vers 22. Hoor gou wat sê die Bybel. Hy sê die kleinste, en ek wil jy moet na elke woord luister. En vereenselwig jou, want die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig. Die kleinste sal 'n geslag word. Die kleinste sal 'n geslag word. En die geringste 'n magtige nasie. Ek weet nie of dit vir jou bemoedigend is nie, maar dit is taamlik bemoedigend. Hy sê, ek die Here sal op die regte tyd gou laat kom. Kom ons sê gou vir mekaar vanmôre. Ons leef in 'n tyd waar baie mense baie moedeloos is. Die ekonomie druk. Jy moet nie eers jou geld omdraai nie. Jy moet alles sommer vryfok. Tot daar trane by Jan van Riebeeck se oë uitkom. Ons leef in 'n generasie waar mense gebuk gaan onder verskillende omstandighede, verskillende situasies. Mense kry nie net swaar nie, maar daar's duisende wat hulle werk verloor. Ek hoor net in die eerste kwartaal het oor die 300,000 mense in Suid-Afrika hulle werk verloor. Nadat 71% van alle jong mense tussen 15 en 24 nie werk het nie. Ons leef ook in 'n generasie wat onmiddellike resultate belangrik is. Ons wil so graag vinnige antwoorde hê. Ons wil onmiddellike deurbrake hê. Ons wil kitsoplossings hê. Ons bid vandag en môre moet dit gebeur. En as dit nou nie môre gebeur nie, maar weet jy wat? Iets wat ek by my donker broers geleer het, is ons het die horlosie, maar hy het die tyd. Ons het die horlosie, maar hy het die tyd. God werk nie volgens jou horlosie nie. God werk op 'n spesifieke oomblik, 'n kairos oomblik, 'n goddelike moment, wanneer die Here ingryp. En daar's dalk vanmôre mense wat hier sit en wonder, wanneer gaan die Here vir my ingryp? Daar's dalk mense wat vanmôre hier sit wat vir jouself sê, wanneer gaan die Here my gebed beantwoord? Wanneer gaan die Here sy beloftes waarmaak? Miskien het jy 'n woord gekry of iemand het vir jou 'n profesie gegee, maar dit voel net vir jou, dit gaan nie gebeur nie. Wanneer gaan ek sien vir dit waarvoor ek al so lank al bid? Jesaja 62 sê, dit is een van die diepste waarhede oor God se tydsberekening. Hy sê, ek die Here, hoor gou mooi,
ek die Here, God is self van die woord, hy sê ek die Here sal op die regte tyd gou laat kom. En hier in hierdie vers word daar vir ons groot waarhede geopenbaar. Eerstens, kom ons sê gou vir mekaar, God het 'n plan. God het 'n plan. En God se plan is dat hy jou wil vermeerder, om jou te seën, om vir jou te voorsien. Luister, as jy 'n pa of 'n ma is, sal jy vanmôre weet waarvan ek praat. As daar iets is in enige pa of ma se hart, is dit om altyd die beste vir hulle kinders te gee. God het 'n plan. Tweedens, God werk volgens sy tyd. Amen. God werk volgens sy tyd. Derdens, wanneer sy tyd kom, wanneer die oomblik aanbreek, gebeur dit vinnig. Ons sal nou meer daaroor sê. In die hart van hierdie waarheid is Jesus Christus. Jy weet, die hele skrif wys my, ek weet nie hoe jy die Bybel lees nie, maar as ek die Bybel lees, word ek opgebou, gestig, versterk. Ek kry opgewondenheid, want ek weet die Here laat ons nooit alleen nie. Hy laat ons nooit in die steek nie. Hy's presies altyd op tyd. Nou, dit bring my by die eerste belangrike ding wat ek vanmôre wil sê. As ons kyk na Jesaja 60. God sien potensiaal waar mense geringheid sien. Jesaja begin en hy sê, die kleinste sal 'n geslag word en die geringste 'n magtige nasie. Die geringste. Weet jy wat? Kan ek vanmôre vir u sê, alles wat die Here doen is in ons oë wonderwerke. Alles wat die Here doen is wonderwerke. Dis God se natuur. God kyk anders na hierdie wêreld as waar ek en jy kyk. En ons dink altyd, die Here moet net dit so doen, of hy moet dit net so doen, en hy moet dit vir die een doen, of nie vir daai een nie. Maar God kyk anders, nie net na die wêreld, maar hy kyk ook anders na mense. Hy kyk anders na mense. Mense kyk na wat jy nou is, wat jy heiliglik is. Maar God kyk na wat hy vir jou bestem het om te wees. Hy kyk na wat hy jou bestem het om te wees. Die wêreld kyk na grootte. Hoe indrukwekkend jy lyk. Maar God kyk na saad. Saad, wat is die DNA van daai saad? 'n mens kyk na 'n klein korreltjie en jy sien 'n neut raak. Maar God kyk na daai selfde korreltjie en hy sien 'n woud raak. Hy sien 'n woud. Weet jy wat? As ek na die Bybel kyk, dan is die Bybel vol van sulke voorbeelde wat vir jou en my kom aanmoedig. Hou vas aan die Here. Hou aan, hou moed. Dink bietjie aan Dawid. Dawid was die jongste. Hy was vergeet deur sy familie. Toe Samuel opdag, toe word hy nie eens uitgenooi nie. Maar God sê, en ek het dit nou nie op die skerm nie, maar God sê, die mens sien wat voor die oë is, maar die Here sien die hart. Die mens sien wat voor hom is. Jy weet, toe Samuel by een van Dawid se broers staan wat indrukwekkend en groot en mooi is, toe sê hy, ek wonder of dit nie hy is nie. En die Here sê, ek kyk nie na hom soos wat jy na hom kyk nie. En weet jy wat? Die een wat agtergelos is, wat nie eers geroep is nie, wat klein is en wat eintlik maar gering is, God stel die geringste aan as die koning. Dink aan Gideon. Hy sê,
Het julle al mooi gehoor wat sê Gideon? Gideon sê, my familie is die swakste en ek is die geringste. Dit staan in Rigter 6. Maar God, wat doen God? Terwyl hy sê, my familie is die swakste en ek is die geringste, terwyl hy dit sê, wat sê die Here vir hom? My dapper held. My dapper held. Waarom? Want God praat nie met jou vir nou nie. God praat van jou soos hy jou wil hê. Hy sien al môre en oormôre en die toekoms raak. Hy praat nie volgens die huidige toestand nie. Hy praat met jou volgens jou toekomstige bestemming. Dink bietjie aan die disippels. Nou, ons het baie keer sulke idees oor die disippels. Maar wie was die disippels? Die disippels is vissermanne. Die disippels is belastinggarders. Die disippels is gewone mense. Jy sien, die wonderwerk is dat God gewone mense kan gebruik vir ongewone dinge. Maar in Christus het hierdie eenvoudige, alledaagse, gewone mense het die wêreld geskit. Weet jy wat? Dit verstom my aan die destydse wêreld waar daar was, het die disippels reg oral gegaan en 'n verskil gemaak so ver as wat hulle gegaan het. Volgende. Ek dink die grootste voorbeeld vir jou en my is Jesus Christus. Amen. Die grootste voorbeeld is Jesus Christus. Christus is die grootste. Jesaja 53 sê, hy het geen gestalte of heerlikheid gehad nie. Weet jy wat? Jesus het nie na hierdie aarde toe gekom om mense te beïndruk nie. Amen. Hy het na hierdie aarde toe gekom om mense te red, die wat verlore is. Hy's gebore in 'n stal. Hy het groot geword in Nasaret en net om seker te maak ons op dieselfde bladsy. As hy in Nasaret groot word, dan vra die mense, kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Nou dis waar hy vandaan kom. Maar daardie, kan ek dit maar noem, geringe Jesus. Daai geringe Jesus is ons verlosser, ons saligmaker, ons redder. Hy het gekom om te red en te verlos en vry te maak. Wat mense verwerp het, het God opgehef en verhoog. Kom ons maak dit gou van toepassing op ons vanmôre. Miskien voel jy vanmôre, ag, ek is maar net dit of ek is maar net dat, ek is klein, ek is gering, ek is niks werd. Jy voel vanmôre, ag, as ek dink aan my familie waaruit ek kom, is ek maar swak. As ek dink aan myself, is ek maar gering. Ek kan nie vanmôre sien hoe die Here my gaan raak sien nie. Miskien voel jy onbekwaam. Miskien voel jy ongesien. Miskien voel jy vanmôre onbelangrik of geestelik swak. Die woord sê, die kleinste sal 'n geslag word. Die kleinste. Moenie jou huidige seisoen verwar met die finale bestemming wat jy in jou storie het nie. Luister, daar in Job, en ek wil nou nie daar gaan nie, maar daar in Job, hier in die eerste klompie verse van Job, sien ons, die Here sê vir hom, jou begin sal gering wees, maar jou einde baie groot. Jy mag dalk vandag in jou eie oë klein lyk, maar in Christus het jy koninklike potensiaal. Dit bring my by die tweede belangrike ding. God se tyd is volmaak. Sê bietjie vir jouself, die Here weet wanneer om my te antwoord. Kom aan, moet nou nie so skrik, skaam en bang wees nie. Sit bietjie jou hand op jou bors en sê, die Here weet wanneer die regte oomblik is. Die vers sê, op die regte tyd.
op die regte oomblik. En hier lê die uitdaging. Ons kry baie keer beloftes van die Here, maar ons kan nie waag nie. En wat sê die Bybel? Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Ons sukkel om te wag. Ons hou van die beloftes, maar ons sukkel met die proses. Weet jy wat? Die God wat ek en jy dien, is 'n God van tye, 'n God van seisoene. Prediker sê, Prediker 3 vers 1, hoor gou, hy sê, alles het sy bepaalde uur. Alles gebeur op 'n spesifieke oomblik. Weet jy wat, dink bietjie aan 'n boer. 'n Boer moet sy grond voorberei. 'n Boer moet plant. 'n Boer moet water gee. Daar's 'n tyd om te wag. Nadat hy alles ingesit het en water gegee het, dan moet hy wag. Dit kom nie môre op nie. Ek hoef dit nie te sê nie, maar alle plante kom ook nie ewe vinnig op nie. Alle plante dra nie ewe vinnig nie. Nou ons het verlang daar in die Laagveld gebly. En weet jy, daar's mango bome en daar's lemoenbome en allerhande sitrus. En weet jy wat, die meeste bome moet tussen 4 en 6 jaar wag voordat hy sy eerste vrug gee. Daar's 'n verskil tussen grond voorberei, plant, water, wag en oes. Daar's 'n verskil. Ons wil dikwels plant en oes op dieselfde tyd. Maar God werk in fases. Derdens, wanneer God beweeg hy. Hy spreek nie 'n woord, net so. As die Here beweeg. Hoor wat sê ons skrif? Ons skrifgedeelte sê, sal dit spoedig laat opkom. Jy sien, en hierdie deel is vir my die mees kragtigste deel. God se wagtydperk is nie swakheid nie, is nie omdat hy twyfel nie. God het 'n beplande, spesifieke oomblik wanneer hy alles doen. Wanneer die tyd van die Here aanbreek, wanneer sy oomblik gebeur dinge ewe skielik. Die God wat ek en jy dien, is 'n God van skielik. As jy dit nie verwag nie, as jy gedink het, dit gaan nie gebeur nie, as jy gedink het, dis nou te laat. Vir u wat dalk nie weet nie. As ek dink aan die AGS. Die AGS het ontstaan van 'n man wat kom sendingwerk doen het hier in Suid-Afrika. Hy het glad nie beplan om 'n kerk te begin of wat ook al nie. Maar terwyl hy in Amerika op die lughawe staan hy met sy paspoort in sy hand. Maar hy het nie geld om 'n kaartjie te koop nie. En hy's nie alleen nie. En terwyl hy in die ry staan om by die kaartjie verkope, kom hy al hoe nader aan die toonbank. Hy kom al hoe nader en al hoe nader, maar hy het nog steeds nie sy geld nie. En toe hy so 3 persone van vooraf kom iemand na hom toe en sê vir hom, is jy die sendingling wat Afrika toe gaan? Hy sê ja. Hulle gee vir hom die geld van die kaartjie. Toe hy op die vliegtuig is hulle opgewonde en hulle is bly. Maar hoe nader hulle aan Suid-Afrika kom, hoe meer besef hy, wat gaan ek maak as ek daar kom? En terwyl hy met die Here praat, sê die Here vir hom, I'm the God of good enough. Toe hulle afklim in Suid-Afrika, kyk hy so rond en hy sê, ek ken nie die land nie. Ek weet nie waartoe ek nou gaan nie. Ek weet nie waar ek vanaand gaan slaap nie. Kom daar
'n ouerige dame na hom toe en sê vir hom, is jy die sendeling van Amerika wat die Here gestuur het? Hy sê ja. Sy sê, ek wil my graag voorstel, I'm Mrs. Good Enough. I'm Mrs. Good Enough. Dis haar van. Hierdie is nie 'n storie nie, dis die werklikheid. Ek wil vanmôre vir u sê, die God wat ons dien, is 'n God, as hy beweeg, beweeg hy vinnig, op tyd, op die regte oomblik. God se wagtydperk is nie swakheid nie. Sy tyd wat aanbreek, gebeur ewe skielik. Daai is ewe skielik oomblik. In die Bybel lees ek dit ook. In die Bybel lees ek, onthou jy vir Josef? Josef sit in die tronk, hy dink by homself, ek het hierdie groot drome, ek het hierdie groot ideale, en van een oomblik in die tronk, na die volgende oomblik in die paleis. Dink aan die Israeliete deur die Rooi See, hulle is vasgekeer, daar's geen uitweg nie. Die Filistyne is op pad om hulle te verwoes, maar op God se oomblik kloof die see oop. Dink aan Pinksterdag. Die disippels wag in die boefretrek en hulle bid en hulle vra en hulle smeek en hulle soebat. En weet jy wat sê die Bybel in Handelinge 2? Ewe skielik kom daar uit die hemel 'n geluid van 'n geweldige rukwind. Jy sien, skielik gebeur dit. Die uitstorting van die Heilige Gees het skielik gekom. Kan ek net so 'n paar Pinksterwaarhede met u deel? Kom ons sê vanmôre vir mekaar, die God wat ons dien, is 'n God van skielike deurbrake, skielike uitkomste, skielike voorsiening. Die Heilige Gees werk nie altyd geleidelik nie. Soms is dit vir maande of selfs jare wat dit vir jou voel, ek droog uit, daar gebeur niks, en dan ewe skielik, eenmaal, is dit 'n ingryping. Een diens, een moment, een aanraking van die Gees, kan alles verander. Een oomblik in God se teenwoordigheid, verander jare van menslike pogings. Jy weet, Smith Wigglesworth het gesê, hy sê, one word from God can change my entire life. One word. Dink aan Lazarus. Lazarus sterf. Hy word in die graf gesit, vir 4 dae is hy dood. Menslik onmoontlik. Maar toe Jesus opdaag, toe spreek hy net 'n woord. En selfs die dooie luister. Wat dood was, lewe. Omdat wanneer Jesus praat, reageer selfs die wat in die graf is. Vierdens, Christus is die waarborg van God se tydsberekening. Hierdie vers wat ons vanmôre gelees het van Jesaja 60, is nie sommer net 'n algemene belofte nie. Hierdie, jy moet mooi lees as jy Jesaja lees. Kom ons sê gou vir mekaar. Kom ons dink bietjie. Jesaja 59. Wanneer laas het jy Jesaja 59 gelees? Is 'n profetiese woord. Jesaja 60, nie anders. Hierdie vers vind sy volheid in Christus Jesus. Al God se beloftes word ja en amen in Christus. Hoor wat sê 2 Korintiërs. Hy sê, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom, dis nou in Christus, is hulle ja en amen. In hom. Jy weet, as ons dink aan Christus, toe hy aan die kruis hang, dan lyk dit soos 'n vertraging. Vir sy disippels het dit gelyk, alles is verlore, dit is alles verby, al ons drome is daarmee heen, en Jesus sterf. Maar wat soos 'n vertraging gelyk het,
word God se grootste oorwinning in hierdie wêreld. Op die 3de dag het die opstanding plaasgevind. Wat mense as die einde gesien het, was God se nuwe begin met die mensdom. Wat beteken dit vir jou? As Christus uit die dood kon opstaan, en dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, woon in jou. Hallo, as dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het in jou woon, dink bietjie hoor, jou droë seisoen sal opwek. Jou geloof sal herstel word. Dink bietjie, jou huwelik kan aangeraak word deur die Here. En die grootste wonderwerk wat kan gebeur, die Here kan dalk jou verander. Jou bediening kan weer herleef. Jou roeping kan geaktiveer word. As die graf nie Jesus kon hou nie, kan jou huidige omstandighede ook nie hou nie. Dit kan nie hou nie. Ek wil graag profeties dit toepas vanmôre. Ek glo hierdie woord het die Here nie vir my gegee, net vir my nie. Ek glo die Here het hierdie woord vir mense gegee wat vanmôre daarna moet luister. Julle wat hier is en hulle wat kyk by wyse van sosiale media. Ek glo hierdie woord is vir mense wat wag. Wat wag? Jy het gebid, jy het gehuil, jy het gesoebat, jy het gesweet, jy het geworstel en jy wonder of die Here jou vergeet het. Die Here is vanmôre hier om vir jou te kom sê, ek het jou nie vergeet nie. Ek werk, ek is aan die werk. Ek is op hierdie oomblik en dit sal op die regte oomblik spoedig gebeur. Vir sommige gaan daar 'n deurbraak wees. Vir ander gaan daar genesing wees. Vir ander gaan daar herstel wees van omstandighede. Vir ander gaan daar voorsiening wees. Vir ander gaan daar roepingsaktivering wees. Herlewing. Moenie hierdie wagtydperk interpreteer is dat die Here afwesig is nie. Nee. God is agter die skerms besig om te werk. En hy's besig om alles voor te berei. En luister, as dit stil is en dit voel vir jou, jy praat met die Here en hy antwoord nie. Luister, hy's nie weg nie. Dis nie asof hy jou nie hoor nie. Weet jy wat het ek uitgevind? As dit vir my voel, hy's stil, dan is hy op sy besigste. Ek wil vanmôre afsluit en vir jou kom sê, Jesaja 60 vers 22 herinner ons. Jy mag dalk vanmôre klein voel of klein begin het. Maar die einde is groot. Jy moet net wag. God se tydperk in sy oomblik is perfek. Wanneer hy beweeg hy skielik. Die grootste vraag wat ek vanmôre vir u wil vra, en daar's 'n paar gesigte wat ek nie vanmôre ken nie. Ken jy die Here Jesus Christus? Het jy al op 'n plek gekom waar jy jou sonde erken en bely het en reggemaak het met die Here? Want alles begin daar. Weet jy wat? Sonder Jesus Christus in jou lewe is jou hele lewe 'n frustrasie. Maar met Christus in jou lewe is daai wagtydperk 'n tydperk van voorbereiding. Hy's die een wat op die regte oomblik, die regte tyd kom hy en hy gryp vir jou in. Hy red jou, hy verlos jou, hy maak jou vry. Hy het op die regte oomblik aarde toe gekom, op die regte oomblik gesterf. Hy het op die regte oomblik opgestaan. En hy sal op die regte oomblik weer terugkom. Dit daarvan hou ons nie. Luister, miskien voel jy vandag die Heilige Gees praat met jou.
Miskien sit jy vanmôre en jy sê, pastoor, jy verstaan nie hoe wag ek al nie. Miskien het jy moed verloor. Ek wil hê jy moet dit vanmôre na die Here toe bring. Sê vir die Here vanmôre, Here, ek vertrou U. Ek vertrou U nie net nie, ek vertrou U tyd. Ek vertrou U proses. Ek vertrou U beloftes. Want die Here sê, ek sal op die regte oomblik dit skielik laat gebeur. Kom ons sluit ons oë. Net daar wees, sluit jou oë. Ek wil vanmôre vir jou vra. Terwyl jy daar sit en jou oë gesluit en vergeet van almal en alles om jou, fokus vir 'n oomblik op die Here. Ek wil vir jou vra, terwyl jy daar sit, as jy nog nie op 'n plek gekom het waar jou sonde bely het en Jesus aanvaar het nie, wil ek jou vra net daar waar jy sit. Dis baie eenvoudig. Sê net vir die Here, Here, ek is jammer oor my verlede. Vergewe my van al my sondes. Kom was my met U bloed. Kom reinig my en maak my 'n nuwe mens. Ek wil my lewe vir U gee. Kom word U die Here van my lewe. Dankie dat U my nou vergewe. As jy vanmôre hier